is Econ 211 makro-ekonomie. Ons is nog steeds besig met leereenheid 2, maar beweeg nou aan na hoofstuk 4 in Fourie en Burger. Dis die basiese model van die ekonomie en in hoofstuk 4 wil ons graag die buitelandse sektor byvoeg by ons IS en LM model. Ons begin egter met basiese begrippe en agtergrond oor die buitelandse sektor en hoe dit dan nou later inpas by ons model. So die eerste hiervan is die betalingsbalans en ons weet dat dit is eintlik maar net 'n opsomming van 'n land se transaksies met ander lande. Dit bestaan uit die lopende rekening waar uitvoer, invoer, netto inkomste betalings en netto lopende oordragte aangeteken word. Daar is ook 'n finansiële rekening wat dan die netto kapitaalvloei aanteken. Dit bestaan moontlik uit vaste beleggings, finansiële beleggings en buitelandse lenings en ons gaan vlugtig na elkeen van hierdie kyk in hierdie video. So wat bepaal invoer? Nou, eerstens is dit natuurlik binnelandse inkomste. En ons het in hoofstuk 2 geleer van die grensinvoergeneigtheid en dit sê eintlik wanneer inkomste toeneem, neem invoer toe. Die verhouding van Suid-Afrikaanse pryse tot buitelandse pryse bepaal ook invoer. So as ons pryse toeneem in Suid-Afrika relatief tot die in die buiteland, is plaaslike produkte duurder en invoer neem toe. Die wisselkoers speel ook 'n rol. As die rand byvoorbeeld sou versterk, dan kan ons meer ingevoerde goedere koop. Ander faktore soos handelsbeleid, handelssanksies en boikotte kan ook 'n invloed hê op invoer en hierdie jaar kan ons ook sê die coronavirus kan moontlik 'n invloed hê op invoer. Wat bepaal uitvoer? In ons model is uitvoer eksogeen. So Suid-Afrikaanse rolspelers, beleidsmakers ensovoorts kan glad nie uitvoer beïnvloed in ons model nie. Dit hang absoluut af van die buitelandse aanvraag na Suid-Afrikaanse produkte. So as buitelandse inkomste toeneem, dan gaan ons meer na hulle toe kan uitvoer. Maar as Suid-Afrikaanse pryse relatief tot buitelandse pryse toeneem, gaan ons minder kan uitvoer, want dan is ons produkte minder mededingend. Die wisselkoers speel natuurlik ook 'n rol. As die rand verswak, beteken dit dat die buitelandse koper kry meer rande vir sy dollar, Suid-Afrikaanse produkte is goedkoper en ons kan meer uitvoer wanneer die rand verswak. Nou, ons kyk nie net na goedere se in- en uitvoer nie, maar ook na die vloei van inkomste. En spesifiek gaan dit hier oor die inkomste, ontvangste en betalings wat gaan aan die ander produksiefaktore. So lone wat ontvang word deur Suid-Afrikaners wat in die buiteland werk, is 'n ontvangste, maar lone wat betaal word aan buitelanders wat in Suid-Afrika werk, is 'n betaling. En net so met rente en dividende, dis vloeie in albei rigtings en betalings vir produksiefaktore of ontvangste vir produksiefaktore. Die lopende rekening teken ook sogenaamde lopende oordragte aan. So dit is geskenke, donasies, ander oordragbetalings wat Suid-Afrikaners maak na die buiteland of buitelanders maak na Suid-Afrika. En weer eens is daar 'n vloei van geld daarmee geassosieer. So om die lopende rekening op te som, bestaan eerstens uit die handelsbalans, dit is uitvoer minus invoer, dan natuurlik die faktor inkomste en betalings en ook die lopende oordragte. So as daar 'n surplus of 'n oorskot is op die lopende rekening, beteken dit dat of die uitvoer is groter as die invoer, of die inkomste ontvangste is groter as die inkomste betalings, of die oordrag invloeie is groter as die oordrag uitvloeie, maar die netto effek is dan natuurlik 'n positiewe invloei van betalings en 'n invloei van geld na die Suid-Afrikaanse ekonomie. Wanneer die lopende rekening 'n tekort het, is dit 'n uitvloei van betalings. En daar word ook gesê dat dan leef die land bo sy vermoë. So enige verandering in uitvoer en invoer het natuurlik 'n vermenigvuldiger effek op die vlak van uitset en inkomste. So as daai verskil tussen uitvoer en invoer, die netto uitvoer sou toeneem, beteken dit dat besteding is meer en dan is produksie en inkomste meer. Maar omdat ons nou al weet hoe werk die IS en die LM model, weet ons dat so toename in inkomste het ook 'n sekondêre effek, waardeur die vraag na geld sou toeneem, dan styg rentekoerse, dan neem investering af en dan neem uitset en inkomste weer 'n bietjie af. So dit rem daardie effek van 'n groei in netto uitvoer. Die finansiële rekening van die betalingsbalans gaan eintlik maar oor kapitaalvloeie. Nou, hierdie kan vloeie in Suid-Afrika inwees of vanuit Suid-Afrika na die buiteland.
Die soorte vloeie kan wees direkte beleggings, so nuwe maatskappye wat in Suid-Afrika kom vestig, of buitelanders wat aandele koop in maatskappye in Suid-Afrika, maar met die doel om dit hier te bestuur, of beleggings in eiendom. En dan kan daar ook portefeuljebeleggings wees waar buitelanders koop aandele of skuldinstrumente in Suid-Afrika om 'n finansiële opbrengs te verdien, maar dit kan net sowel 'n uitvloei wees waar Suid-Afrikaners aandele of skuldinstrumente in die buiteland koop om 'n opbrengs te verdien. Die vloeie kan aan albei rigtings gaan, maar dit is duidelik finansiële vloeie. So wat bepaal 'n kapitaalinvloei na Suid-Afrika? Eerstens is dit die relatiewe verskil in rentekoerse op finansiële instrumente. As die rentekoers in Suid-Afrika hoër is as in die buiteland, dan beteken dit is baie winsgewend om in Suid-Afrika te belê, en buitelanders koop dan nou Suid-Afrikaanse staatsskuld, en dit is 'n invloei van kapitaal. Dit hang ook af van die relatiewe opbrengs op reële beleggings. So as ons 'n goeie opbrengs bied op 'n belegging in 'n fabriek of 'n aanleg of 'n besigheid, dan kan dit ook lei tot 'n kapitaalinvloei. Natuurlik as die wisselkoers swakker is, dan beteken dit dat Suid-Afrikaanse bates goedkoper is, en dit sal buitelandse belegging daarin aanmoedig, en dan vloei kapitaal in die land in. Maar ekonomiese en politieke verwagtinge sal ook 'n rol speel. So as dit lyk of die risiko van beleggings baie groot is, dan vloei daar minder geld in, of dit vloei selfs uit. So die belangrike invloed wat hierdie kapitaalvloeie op die ekonomie het, is dat wanneer daar byvoorbeeld 'n netto invloei van fondse is, lei dit tot 'n toename in die binnelandse geldaanbod. En dit skuif die LM-kromme in ons model. Net so 'n netto uitvloei van fondse skuif die LM-kromme weer deur 'n afname in die binnelandse geldaanbod. So om saam te vat, hierdie is 'n kort inleiding van die buitelandse sektor. In die volgende video's gaan ons kyk hoe werk die betalingsbalans aanpassingsproses, hoe kom hy weer by ewewig uit, en ons praat ook 'n bietjie meer in diepte oor die wisselkoers. Bly ingeskakel.